Ja, Vader, dankie dat ons kan weet, Vader, dat maak nie saak wat se stryd ons in die gesig staar nie, Vader, maak nie saak wat vandag voor ons is nie, Here Jesus, Vader, dat ons dit kan teenstaan, Here, Vader, dat ons battles kan fight vandag, Here, met U aan ons kant, Vader. En al voel dit dalk vandag, Here, asof ons oorweldig word deur die dinge van hierdie wêreld en asof ons lewens ons onderkry en asof ons omstandighede ons onderkry, Vader, weet ons, Here, dat U het 'n plan met ons, weet ons, Vader, dat daar is niemand soos U nie, Vader, en weet ons, Here, dat U is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde, U is die een wat is en wat was, Vader, en wat nog altyd sal wees, Here, en Vader, vandag wil ons U naam groot maak, ons wil U loof en U prys en U eer, Vader, ons vra, Here, laat U net nou sal kom, Vader, in hierdie plek sal vul met U teenwoordigheid, Vader, dat dit wat ons nou oor gaan praat, die boodskap, Here, wat ons nou gaan na luister, Here, Vader, dat ons harte sal plek vind, Here, Vader, dat dit iets sal wees, Vader, wat verandering sal bring, Here, sodat ons kan uitgaan, Vader, in die wêreld in, Here, en 'n verandering vir U daar sou kan maak, in Jesus naam, Amen. Sê, dankie julle, kan julle sitplekke vir ons neem. So 'n paar weke terug het die PPK 'n winterfees gehad en die aand het pastoor Morney de Beer daarso gepreek en hy het hierdie selfde vraag vir ons gevra van hoe ver is ons agter? En hy het vir ons gesê ons moet gaan en ons moet die boodskap gaan in ons kerke bring en ons moet dieselfde vraag vir die mense in ons kerke gaan vra, hoe ver is ons agter? Want ons moet onthou, as kinders van die Here is ons grootste doel op hierdie aarde om nader aan Jesus te kom, om by Jesus te wees, om tyd saam met hom te spandeer, om net in sy teenwoordigheid te wees, en dit is vir God so belangrik, om ons as kinders van die Here naby aan hom te hê, dat hy sy seun gestuur het aarde toe, om vir ons te kom sterf, toe hy gesien het dat ons as mense is so vasgevang in 'n sondige natuur, dat ons nooit by hom sal uitkom nie, dat ons ewigheid nie saam met hom gaan spandeer nie, het hy sy seun gestuur, om vir ons te kom sterf, sodat ons by hom kan wees, sodat ons 'n ewigheid saam met hom kan spandeer. Maar vandag sit ons met die probleem, dat ons as kinders van die Here is nie altyd by God nie. Ons dien dalk die Here, maar ons dien hom op 'n afstand. Ons loop dalk hier en Jesus is 'n paar tree voor ons, want ons doen sekere goed en ons laat sekere goed toe in ons lewe, wat maak dat ons nie die pad saam met hom stap nie. Ek wil ons moet begin deur te lees uit Lukas 10 uit. Ons gaan vandag baie gedeeltes uit Lukas 10 uit behandel en bietjie praat. Dit is 'n hoofstuk wat regtig in Lukas uitstaan en wat jou lewe kan verander en soveel, hoe kan ek as dit nou mooi Afrikaans of in Engels, hy het soveel nuggets in hom. Hy het soveel dinge binne in hom wat ons lewens kan verander as ons net daarna kyk en daarna oplet en volgens dit leef. Nou Lukas 10 vers 17 tot 20 sê vir ons die volgende: Toe die 72 disippels teruggekom het hulle met vreugde gesê, Here, selfs die bose geeste gehoorsaam ons wanneer ons U naam gebruik. Ja, hy het hulle vertel, het hy hulle vertel, ek het Satan uit die hemel sien val soos 'n weerligstraal, en ek het julle gesag gegee en mag gegee oor die vyand, en julle kan oor slange en skorpioene loop en hulle vermorsel, en niks sal julle beseer nie. Maar moenie bly wees omdat die bose geeste julle gehoorsaam nie, maar wees bly omdat julle name opgeteken is as burgers van die hemel. En hier is 'n baie interessante gedeelte in die Bybel, waar ons sien in die begin van Lukas 10, het Jesus sy disippels by mekaar geroep, die 72, en hy het vir hulle gesê, gaan uit en gaan verkondig die evangelie. Nou julle weet, ons hart is in hierdie gemeente om mense te vertel van Jesus, en ek en my pa sal baie daaroor preek van hoekom dit belangrik is, en hoekom dit jou werk is ook, as kind van die Here om mense te gaan vertel van Jesus. En hier gaan Jesus en hy stuur sy disippels 2-2 uit en hy sê vir hulle, gaan en gaan verkondig die evangelie van God.
En hierdie opdrag wat hy vir hulle gegee het, as jy in die begin van Lukas 10 lees, het 'n paar voorwaardes gehad en het 'n paar dinge gehad wat hy gesê het wat gaan gebeur. En die eerste ding wat hy vir hulle gesê het is, ek stuur vir julle so skape onder die wolwe. En Jesus het daardeur vir hulle gesê dat die opdrag om 'n kind van die Here te wees, gaan nie maklik wees nie. Die opdrag om uit te gaan en om 'n verskil vir die Here te gaan maak, gaan nie altyd maklik wees nie. Baie mense sê vir ons, vandat ek die Here dien, voel dit vir my asof die duiwel los is in my lewe. Al die aanvalle kom en al die moeilikheid kom en al die probleme kom. En as dit gebeur, wil ek vir jou sê, is jy besig om iets reg te doen. Want Jesus het vir ons gesê, hy het nie gesê ons gaan die wolwe wees of hierdie leeu's wees onder die skape nie, en almal gaan vir ons bang wees nie. Hy het gesê, hy stuur ons so skape onder die wolwe in. Die tweede ding wat hy vir hulle gesê het, is moenie vir julle 'n beersie saamvat nie. Hoekom het Jesus vir hulle gesê, moenie vir julle beersie saamvat nie? Is dit omdat ons daai teologie wat die kerk verkondig van die pastore en almal wat kinders van die Here is, moet arm wees en moet swaar kry en moet moeilik wees en dit is hoe 'n kind van die Here leef? Nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Die kerk moet daai mentaliteit van hulle verander. Daar's mos 'n ding so grappie gewees wat hulle altyd gesê het, as die ouderlinge of die kerkraad, wanneer hulle 'n nuwe pastoor beroep, dan gaan bid hulle eers, dan sê hulle, Lord, you keep him humble, we will keep him poor. Nee, want dit is mos die mindset wat ons moet hê, die pastore moet arm wees. Maar Jesus het nie vir hulle gesê, moenie vir jou 'n beersie saamvat, omdat hy wil hê kinders van die Here moet swaar trek nie. Hy het vir hulle gesê, moenie vir jou 'n beersie saamvat nie, want hy wil hê, hulle fokus en hulle vertroue moet op hom wees. Hy het vir hulle gesê, want hy wil weet, dat hulle maak staat op hom as hulle bron, en nie hulle self as hulle bron nie. Finansies is belangrik in die kerk, ja, dis belangrik dat ons as kinders van die Here saai, dis belangrik dat daar geld moet wees in die kerk, sodat die kerk kan vorentoe gaan, maar dit moet nie ons fokus wees nie. Ons fokus moenie wees, Here, hoeveel geld gaan ons hierdie maand inkry by die kerk nie, ons fokus moet wees, Here, hoeveel siele gaan ons hierdie jaar inkry by die kerk. Pastor Okkie Smit, wat so ruk terug hier by ons gepreek het altyd vir ons 'n belangrike ding geleer. Hy het gesê, you don't want to be a money-seeking prophet, you want to be a God-seeking prophet. En daardeur het hy nie gesê ons almal is profete nie, maar hy het gesê, moenie laat geld jou fokus raak nie. Moenie laat die bekommernis oor finansies jou terughou daarvan om die werk van die Here te doen nie. En dis presies wat Jesus vir sy disippels gesê het. Dan het hy vir 'n interessante ding gesê, moenie onnodig met mense praat nie. Pastor Morne het gesê, hier is 'n perfekte boodskap vir die ouens wat so baie praat. Dis nie altyd nodig om baie te praat nie. Maar hy het nie gesê, moenie baie praat nie, hy het gesê, moenie onnodig met mense praat nie. Ons mors soveel keer ons woorde op mense. Ons mors soveel keer gesprekke met mense wat geen nut bydra tot hulle lewe nie. Wat geen verandering bring in hulle lewe nie. Wat geen waarde toevoeg tot hulle lewe nie. Ons praat en ons praat en ons praat en niks gebeur nie. Dan sê Jesus vir hulle, moenie te veel met mense praat nie. As mense nie wil luister nie, is dit nou maar so. En dis ongelukkig die ding wat ons doen vandag in die kerk. Ons praat en praat en praat en niemand verander nie. Maar Jesus het gesê, ons fokus moet begin verander. Ons fokus moet wees, kom ons bereik mense. As mense nie wil luister nie, dit gaan dalk hard wees en dit gaan dalk moeilik klink, maar sorry dan vir hulle. 'n Ander pastoorvriend van my het altyd gesê, dat nie een persoon is veronderstel om die evangelie 2 keer te hoor, tot almal in die wêreld ten minste die evangelie 1 keer gehoor het nie. Maar ons spreek die evangelie oor en oor en oor en oor vir dieselfde mense, en die mense verander nie. So Jesus het vir hulle gesê, moenie onnodig met mense praat nie. En as ons met mense praat, doen dit doelgerig. Doen dit met die fokus dat daar mense by Jesus moet uitkom. Dan het hy vir hulle gesê, gaan na 'n dorp toe, en as julle daar sou kom, vind vir julle 'n plek om te slaap. So ek vind vir julle 'n huis, vind vir julle 'n kerk, vind vir jou 'n plek waar jy kan gaan, en waar jy gemaklik is, en waar jy kan groei. En as jy daar kom, spreek die seën van die Here oor daai plek uit. Ons sê altyd die kerk is ons huis. Ons sê altyd die kerk is ons plek. So dit is 'n plek wat ons gevind het waar ons kan bly geestelik, waar ons geestelik groei, waar ons geestelik vooruit gaan. Maar hoeveel keer spreek ons die seën uit oor ons gemeente?
as ons gaan bid, hoeveel keer bid ons vir ons gemeente? Hoeveel keer bid ons vir ons dorp? Hoeveel keer bid ons vir die mense wat saam met ons sit in die kerk? Jesus sê vir hulle, as julle sien uitgespreek, gaan preek die evangelie, maak siekes gesond, gaan wys vir mense, die krag van God is nog 'n werklikheid. Dan het hy vir hulle gesê, maar daar gaan 'n tyd kom wat mense nie na julle gaan luister nie. Hy het vir hulle gesê dat nie almal gaan die woorde wat julle verkondig en die evangelie wat julle verkondig met blydskap aanvaar nie. En Jesus was 'n ou wat nie, he didn't beat around the bush. Hy was reguit gewees, hy was op die man af gewees, en hy het gesê dat as julle by 'n plek kom, en julle preek vir mense die goeie nuus en die evangelie van Jesus, en hulle luister nie vir julle nie, dan gaan julle uit daai dorp uit, jy skud die stof van jou voete af, en jy gaan weg, en jy gaan aan met dit, wat hy vir ons gesê het. En weet julle wat is die hardste ding wat die Bybel vir ons sê? Dat as jy sit en jy hoor die evangelie van God, jy hoor die boodskap van die Here, jy hoor wat die Here in jou lewe wil doen, en jy luister nie, sê die Bybel vir ons, Jesus se eie woorde, nie wat Christus die Jager vir julle sê nie, Jesus se eie woorde was, dit gaan vir jou slegter wees, as wat dit vir Sodom en Gomorra was. So as jy elke week, Sondag na Sondag in die kerk sit, en jy hoor die evangelie van Jesus, jy hoor die boodskap van God, maar jy kies om nie te verander nie, is die slegte nuus vir jou, dit gaan vir jou slegter wees, as wat dit was vir Sodom en Gomorra. As dinge dan begin slegloop in jou lewe, as dinge dan begin slegloop in jou besigheid, as jou familie uitmekaar uitval, as dinge nie vir jou uitwerk nie, dan moet jy nie sê, ek moet iets reg doen, want die duiwel straf my nie, dis jou eie toedoen dan in jou lewe. Nie my woorde nie, dis wat Jesus vir ons gesê het. Ons kan nie die woord van die Here verwerp nie. Die Bybel sê, want hulle wat die woord van die Here verwerp, is nie diensknegte van God nie. En ons kan nie net die goeie goeders vat nie. Ons kan nie net daai koringkorrel kaartjies vat, en een trek sê, die Here sê, hy gaan jou seën, dis reg, hierdie een is vir my nie. Dan trek ek 'n ander een en dan sê die Here, jy moet bietjie opofferings maak in my diens. En sê, nee, ek sal hom terugsit. Ek sal hom volgende week bietjie trek. Ons kan nie kies wat se woord van die Here ons wil ontvang nie. Ons moet die volheid van die woord van die Here kry. Jesus het vir hulle uitgestuur en hy het vir hierdie goed gaan gee, maar hy het hulle nie net uitgestuur op hulle eie nie. Hy het vir hulle die autoriteit en die mag gegee. Ons sien soos wat hulle gegaan het hulle siekes gesond gemaak. Ons sien soos wat hulle gegaan het hulle duiwels uitgedryf. Soos wat hulle gegaan het, was mense vrygemaak, was mense se lewens verander gewees, was mense se lewens omgekeer gewees. Jesus het hulle die wapens gegee om hierdie stryd te gaan stry. Vers 19, en dis my gunsteling vers in Lukas 10, sê, en ek het julle die gesag gegee oor alle mag van die vyand. Wat sê hierdie ding vir ons? Het die Here vir ons gesag gegee oor net 'n bietjie mag van die vyand? Het die Here jou gesag gegee net oor 10% van dit wat die duiwel jou gaan mee aanval? Nee, hy het ons gesê, hy het ons mag gegee oor die vyand, oor al sy werke. En julle kan op slange en skorpioene loop, is dit nou beteken ons nou fisies op slange en skorpioene gaan trap? Nee, asseblief nie. Moenie nou gaan slange soek in die veld en op hulle probeer trap nie. As ek 'n slang sien, gaan ek hardloop, ek kan dit vir julle waarborg. Maar hy praat van die vyand wat ons gaan aanval. Hy praat van daai slange en skorpioene wat die duiwel in jou lewe instuur. Daai mense wat daar so kom wat nie veronderstel is om daar te wees nie, wat so slange en skorpioene is om jou lewe te vernietig. Die Here sê vir ons gaan oor daai goed loop en ons gaan hulle vermorsel en niks sal ons beseer nie. Maar ons moet tot 'n besef kom dat ons moet in daai autoriteit begin leef. Ek sien nou dag 'n video waar 'n pastoor van Amerika, hy was hier in Afrika gewees en hy het hierso kom bedien en hy sê hy hoor hierdie mense sing daai ou liedjie van higher, 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 lift Jesus higher. Hy sê en hy hoor hierdie liedjie en hy raak so opgewonde. Hy sê in die volgende hoor hy hoe sing hulle lower, 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 lower. Lower, lower, stamp Satan lower. Hy sê en hy kom tot 'n besef van hierdie mense so opgewonde, want dis wat ons as kinders van die Here moet doen. Ons moet die naam van die Here groot maak, en hoe meer ons sy naam oplig, hoe meer ons sy naam vergroot, hoe laer gaan die duiwel onder ons voete kom, hoe meer gaan Satan onder ons voete kom, hoe meer gaan ons op die slange en skorpioene trap, wat hy op ons pad sit, en niks
sal ons beseer nie. Maar doen ons as kinders van die Here dit? Glo ons as kinders van die Here nog op hierdie goed? Staan ons nog op God se woord? Staan ons nog die duiwel teë? Jakobus 4 vers 7 sê, wys dus dat julle van God afhanklik is. Van wie moet ons afhanklik wees? Van God. Moet ek afhanklik wees van my pastoor? Asseblief nie. Moet ek afhanklik wees van die kerk of van my familie? Nee. Wees afhanklik van God deur te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Die Engels sê vir ons so mooi, resist the devil and he will flee from you. Nou wil ek net, julle moet vandag mooi luister, die Bybel sê resist, nie assist nie. Want baie keer assist ons die duiwel in dit wat aangaan in ons lewe. Ons dra by tot dit wat die duiwel doen, ons maak sy werk vir hom maklik. Hoekom? Want ons leef nie volgens dit wat God van ons verwag nie. We don't resist the devil, we assist the devil. Dit is tyd dat ons die duiwel begin weerstaan. Wat beteken weerstaan? Dit beteken as hy in jou lewe inkom, dan sê hy vir hom, jy is nie welkom hier nie. As hy kom en hy begin jou familie aanval, dan sê hy vir hom, jy is nie welkom hier nie. As hy kom en hy wil jou lewe begin omkeer, en hy wil jou terugtrek na dit toe waar jy was, dan sê hy vir hom, ek gaan nie terug nie, jy is nie welkom hier nie. Hoekom? Want ek is afhanklik van God. Ek is nie afhanklik van myself nie. Ek is nie afhanklik van die mens nie. Ek is nie afhanklik van die dinge van hierdie wêreld nie. Ek is afhanklik van God. Nou wil ek weer terugkom met die vraag van hoe ver is ons agter? Markus 14 vers 53 en 54 sê vir ons, hulle het Jesus weggelei na die hoofpriesters, dit was nadat hy gevange geneem was, en al die leierspriesters, familiehoofde en skrifgeleerders het daar saamgekom. En Petrus het hom op 'n afstand gevolg, tot in die voorhoof van die hoofpriesters. Hy het saam met die dienspersoneel gesit, en hom by die vuur warm gemaak. Hier sien ons Petrus, wat 'n man was, wat die pad saam met God gestap het, wat die wonderwerke gesien het, wat gesien het hoe die Here mense vrymaak, wat die evangelie gehoor het, dag na dag na dag, wat gesien het hoe God op die aarde funksioneer, en die oomblik toe Jesus gevange geneem is, die oomblik toe dinge begin moeilik raak, toe val hy terug. Toe staan hy bietjie terug. Die Bybel sê Petrus het Jesus gevolg. Petrus het die pad saam met Jesus gestap, maar op 'n afstand. Hy wou nie by Jesus gewees het nie. Hy wou nie op daai oomblik langs Jesus gewees het nie. Onthou wat ek net nou gesê het, Jesus sê hy stuur ons so skape onder die wolwe in. Hoekom? Want dit is nie altyd maklik om by Jesus te staan nie. Dit is nie altyd maklik om jou geloof vol te staan nie. Hoekom? Want by Jesus is daar konflik. Hoekom? Omdat Jesus het ons gaan beklei? Nee, van die wêreld gaan kom en hulle gaan jou begin aanval. Mense gaan vir jou begin vra, maar hoekom sê jy dien die Here? Hoekom kuier jy nie meer saam met ons nie? Hoekom doen jy nie meer hierdie goeie saam met ons nie? Hoekom praat jy nie meer soos wat jy gepraat het nie? Hoekom leef jy nie meer soos wat jy geleef het nie? En mense gaan jou konfronteer oor dit. As jy naby Jesus kom, dan word jou geloof getoets. Daar's sekere dinge wat in jou lewe gebeur, wat jy nou besluit moet maak en sê, ek gaan Jesus kies bo hierdie dinge. Ek gaan Jesus kies bo hierdie omstandighede. Partykeer gaan daar geleenthede wees wat op jou pad gaan kom, wat vir jou gaan lyk asof dit jou toekoms gaan heeltemal verander, en asof alles gaan uitwerk, maar as jy met die Here praat, dan sê die Here, dit is nie die manier wat ek wil hê jy dinge moet doen nie, dan gaan jy daai keuse moet maak, en sê, Here, ek sit my geloof in U, nie in hierdie dinge nie. As jy naby Jesus kom, gaan daar storms wees wat jy moet deurgaan. Maar ek het vandag vir jou goeie nuus, jy gaan nie alleen deur daai storm gaan nie, hy gaan saam met jou wees. Hy gaan jou dra, hy sal die storm stil maak. As jy naby Jesus wil wees, is daar opofferings wat jy moet maak. As jy naby Jesus wil wees, gaan mense jou begin kritiseer en mense kan jou begin spot. Kyk die Jesus freaks. Kyk hy klomp mal mense wat hande klap by die kerk, happy clappies. Hoe sê Roystraat altyd die krokodilbediening, as jy vir iemand preek, dan wil jy hom water toesleep, laat hy gedoop word. Mense gaan negatief by jou begin praat, so dit is nie altyd maklik om by Jesus te wees nie. Petrus het dit gesien daar, want het geweet as hy by Jesus was, ons die kans dat hy ook doodgemaak gaan word groot. Het hy die Here ophou dien? Nee, maar het Jesus op 'n afstand gedien.
toe hulle om daai vuur sit en mense kyk na hom en hulle sê vir hom, maar was jy nie een van die mense wat by hom was nie? Het hy gesê, nee, ek was nie. Ek ken nie hierdie man nie. Ewe skielik verloon hy Jesus, omdat hy Jesus op 'n afstand wou gedien het, omdat hy nie by hom wou gewees het nie. Hoe ver is ons agter? Baie mense volg vandag Jesus net op 'n afstand. Jy kan dit in hulle lewe sien. Jy kan dit sien in die manier wat hulle praat. Jy kan dit sien in die manier wat hulle optree. Jy kan dit sien in die manier wat hulle worship in die kerk. Julle dink die pastoor wat hier voor staan, kyk net hier rond en hy sien niks nie. Ons sien alles wat hier voor aangaan. Die mense wat die praise and worship lei hierso, as ons so kyk, ons kan sien wanneer jy regtig praise and worship en wanneer jy net hier verveeld is, asseblief nie nog weer hierdie liedjie nie. Kry net klaar, ek is moeg gestaan. Ek wil bietjie sit, ek wil luister wat die pastoor sê en dan wil ek huis toe gaan. Ons wil die vuur gaan aansteek dat ons kan begin braai. Ons kan dit sien. Jy kan sien in mense se lewe of hulle 'n honger het vir God of nie. Jy kan sien in die manier wat hulle optree. Jy kan sien in die ernstigheid wat hulle uitleef. Jy kan sien as mense in die kerk instap of hulle die Here wil volg en of hulle hom net op 'n afstand volg. Hoe sien jy dit? Jy sien dat hulle sit Sondag vir Sondag vir Sondag in die kerk, maar daar's geen vrug op hulle lewe nie. Daar's geen verandering op hulle lewe nie. Ons plek is by Jesus, nie ver agter hom nie. As ons kyk na die Handelinge kerk, wat Jesus opgewek het, die kerk waarop ons kerk veronderstel is om te bou, die model wat hy vir ons gegee het, waar volgens ons moet leef. Daai mense het 'n pad gestap met die Here. Hulle wou naby Jesus wees. Hulle was gevul gewees met die Heilige Gees. 'n Enkele boodskap wat Petrus bring, net nadat hy die Heilige Gees ontvang het, 3000 mense kom tot bekering. Hy gaan net 'n dag of wat verder aan, hy preek weer, 2000 mense kom tot bekering. Verlamde mense word opgewek, dat hulle weer loop. Duivels word uitgedryf, dooies word opgewek. Petrus beveel siekte in mense om uit hulle uit te gaan, en daai mense word gesond. In die tyd van die Handelinge kerk wou die mense by Jesus gewees het. Hulle het 'n honger gehad vir God, en hulle wou nie opgegee het nie. Maar het ons vandag nog daai honger? Of dien ons die Here net op 'n afstand? Here, ek sal honger wees vir jou op 'n Sondag, maar moet my asseblief nie vra op 'n Woensdag ek moet honger wees vir jou nie. Moet my asseblief nie vra op 'n Woensdag ek moet iets doen vir die kerk nie. Moet my asseblief nie vra in die week om te bid nie, ek sal op 'n Sondag bid. Autoriteit is vir jou en dit is ook vir nou. God se autoriteit is vir die nou vir ons gegee. Hy wil nou hê ons moet uitgaan en 'n verskil gemaak. Hy wil nou hê ons moet uitgaan en mense gaan vertel van hom. Hy wil nou hê ons moet uitgaan en vir die wêreld gaan wys wat hy kan doen. Maar die hardste ding is, ons kan nie net 'n casual verhouding met God hê en verwag dat hy ons voltyds moet seën of voltyds by ons moet wees nie. Die Bybel sê dat ons is die bruid van Christus. Die Bybel sê dat ons moet getroud wees aan hom. Om getroud te wees is 'n voltydse verhouding. Dis nie 'n tydelike verhouding nie. Jy kan nie 'n breek vat wanneer jy wil en sê ek gaan nou net so 'n bietjie wegbly van my man of van my vrou af nie. As jy 'n voltydse verhouding, as jy getroud is, dis 'n commitment wat jy maak. Getroude paartjies sien mekaar nie net een keer 'n week en dink, dis gaan oukei wees nie. As jy getroud is, dan praat julle nie net een keer elke 2 weke met mekaar op die foon of op 'n Sondag sê jy vir my, tussen 9 en 10 is jou tyd of is dit daar tyd nie. As jy getroud is, dit is 'n commitment wat jy moet maak. Getroude mans kuier nie by ander vrouens nie. Getroude vrouens kuier nie by ander mans nie. Ons wat veronderstel is om die bruid van Christus te wees, hoekom kuier ons by dinge van die wêreld? Hoekom spandeer ons tyd saam met die duiwel? Hoekom spandeer ons tyd by die dinge wat ons weghou van God af, terwyl ons veronderstel is om sy bruid te wees? Kies ons om 'n verhouding te hê met iets anders? Dien ons die Here of is ons ver van hom af? Aan die einde van Lukas 10 sien ons die verhaal van Martha en Maria, en ek gaan nie baie lank by dit stil staan, want ek het al baie oor dit gepraat, maar hier kom Jesus by Martha en Maria aan, en hy sit by hulle aan huis, en Martha besluit, sy gaan begin besig raak, sy gaan en sy sit kos op die stoof, en sy begin skoonmaak, en was die skorrel goed, en doen al hierdie dinge wat vir haar reg lyk, en sy is besig met soveel dinge, sy hardloop so rond,
En Maria gaan, en sy gaan sit by die voete van Jesus, terwyl hy besig is om te preek. En Martha gaan en sy raak kwaad en sy kom by Jesus en sy sê vir hom, maar Here, kan jy nie sien my suster los my om al hierdie goed alleen te doen nie? Kan jy nie sien my suster los my om alleen die kos te maak en alleen skoon te maak en alleen vir almal iets te gee om te drink en al hierdie goed nie? En sy sit net hier, sê vir haar, sy moet my help. En Jesus kyk na haar en hy sê vir haar, Martha, Martha, jy is besig met baie dinge. Maar Maria het die een ding gekies, wat nie van haar af weggevat kan word nie. En dit is om by my voete te sit. En ons moet hier uit 'n belangrike les leer. Waarmee is ons besig? Is ons so besig dat ons nie by die Here uitkom nie? Is ons so besig dat ons verhouding met hom afskeep? Is ons so besig dat ons hom toelaat om voor ons uit te gaan en ons sê ons dien die Here, maar ons dien hom op 'n afstand? Waarmee is ons besig? En dit kan besig wees met goeie dinge. Ons kan so besig wees met die dinge van die Here by die kerk, dat ons nie tyd maak om by sy voete te gaan sit en te sê, Here, wat wil jy vir ons gemeente sê nie? Ons kan so besig wees met ons families en met ons werke en met die skool en met ons vriende en met al hierdie dinge, laat ons die Here begin afskeep. Maar weet jy wat is die hardste ding? Soos wat Jesus vir Martha gesê het, Maria het die regte ding gekies wat nie by haar weggevat kan word nie. Jou werk kan by jou weggevat word. Jou familie kan by jou weggevat word. Jou vriende kan by jou weggevat word. Maar die tyd wat jy spandeer by God se voete, waar jy by hom sit en jy sê vir hom, Here, ek wil u dien, Here, ek wil nader aan u kom, Here, ek wil vir u leef, daai goeders kan nie weggevat word van jou af nie. So kies vandag reg. Maar waar sit ons prioriteite? Ken ons nog God se stem? Weet ons nog wat hy vir ons wil doen? Johannes 10 vers 27 sê, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Die Here vra vandag vir ons, ken ons nog sy stem? Stap ons nog die pad saam met hom? Daar's soveel stemme in die wêreld wat besig is om ons aandag te soek. Daar's soveel stemme daar buite wat besig is om ons te probeer wegtrek van God af. Om ons te probeer kry dat ons die Here net op 'n afstand moet dien. En dis belangrik dat ons op 'n plek kom wat ons begin besef dat ons moet weer leer hoe om God se stem te hoor. Daar's 'n boek wat geskryf is, die boek se naam is Seeking Allah and Finding Jesus. Dit is 'n boek wat gaan oor 'n man wat Allah gaan soek het, wat 'n moslim was. En hoe meer hy vir Allah begin soek het, hoe meer hy tyd in die Koran spandeer het, hoe meer hy gebid het, hoe meer het dinge nie vir hom sin gemaak nie, en hoe meer het hy begin getrek voel om na Jesus toe te kom. En hierdie man het in hierdie boek 'n paar interessante goed geskryf, wat ek wil hê ons net nou moet kyk en nou moet luister, want dit gaan vir ons help om my vraag te vra van hoe ver is ons as kinders van die Here agter. Nou as jy na Islam kyk, Islam het 5 pilare. Eerste pilaar is jy moet jou geloof verklaar. Hulle moet vir mense sê ek is 'n moslim. Hulle moet vir mense sê ek glo in Allah. Doen ons as kinders van die Here dit nog vandag? Verklaar ons nog ons geloof vandag aan die wêreld daar buite? As mense na ons kyk, kan hulle sien ons is kinders van die Here. Daai mense moet 5 keer 'n dag bid. Hulle moet vir die armes kos gee en vir die armes geld gee. En hulle moet vas. Dis hoekom hulle Ramadan het 'n hele maand wat hulle vas. En jy moet een keer in jou lewe moet jy na Mekka toe gaan. En as jy kyk na hoe hierdie mense leef en hoe hulle lewe baseer op 'n dooie God, iemand wat niks vir hulle kan doen nie. Hulle kan na hulle profeet se graf toe gaan. As jy na Jesus se graf toe gaan jy sien die graf is leeg. As jy na Mohammed se graf toe gaan jy sy bene daar kry. Maar hierdie mense offer alles op vir daai mense wat dood is. Maar hoeveel doen ons as kinders van die Here vir 'n lewende God?
Elke oggend 5 uur as jy opstaan, as jy naby 'n moskee bly, dan hoor jy hierdie ou wat hierso skree op hierdie speakers, wat ons gruwelooslik irriteer. Dit klink asof hy sy denims adverteer wat op 'n special is, en ons weet nie wat aangaan nie, en ons sê net asseblief hierdie ou moet klaar kry, want hy gaan my mal maak. Maar weet julle wat se verklaring maak daai ou elke oggend as hulle dag begin, en elke aand as hulle die dag klaar maak? Daai ou verklaar 3 goeters met daai uitroep wat hy doen tot hulle gebed. Hy sê, eerste plek verklaar hy dat Allah is great. Hy sê sy God is groot. Hy sê sy God is almagtig. Hy sê dit vir almal waar almal kan hoor sonder om skaam te wees. Dan sê hy vir hulle, I bear witness that there is no God other than Allah. Hy maak die verklaring dat hy sê daar is geen ander God behalwe Allah nie. Wat word vandag in die kerke gepreek? Daar's 'n boodskap wat rondgaan wat sê ons almal dien dieselfde God, ons gaan net na hom toe op verskillende weë. Wat 'n snert is dit? Dis tyd dat kinders van Here begin opstaan en sê daar's geen ander God behalwe die God wat ek dien nie. Ons het daai liedjie gesing net nou wat ons sê, Oh God, my God, I need you. En ons het gegaan deur al die goeders, the God of Mary, the God of Jacob, the God of Moses. Dis dieselfde God. Maar is tyd dat ons begin sê daar's geen ander God behalwe my God nie. Maar ons is mos bang op mense se tone te trap. Mag nie iemand offend nie. En die derde ding wat hy sê is, I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. En hierdie ouens elke oggend, hang op wat se tyd van die jaar dit is, want hulle werk met die son nie, met ek weet nie wat se goed alles nie, maar enigiets van 5 uur of 4:30 die oggend af, maak hierdie ou die verklaring. In die aand, voordat hulle gaan slaap, maak die mense hierdie verklaring. En hulle het geen verskoning vir dit wat hulle doen nie. Hulle maak nie verskonings om te gaan bid nie. Hulle maak nie verskonings om dit te doen wat hulle God van hulle verwag nie. As jy op 'n Vrydag tussen 12 en 2 by 'n moslimse winkel kom, jy kan daar staan met 'n miljoen rand in kontant voor jou en sê ek wil hierdie geld nou vir jou gee vir hierdie ding. As dit sy tyd is om te bid, gaan hy die deur in jou gesig toemaak en sê as jy nie wil 2 uur terugkom nie, dan kan jy daai geld hou. Ons kan getuig van dit. Dis die opofferings wat hulle wil maak vir 'n dooie God. Maar ons as kinders van die Here, as ons R5 kan maak en dit is tyd om te gaan bid, dan sê ons, Here, ek sal nou vir jou kom bid, laat ek eers gou die R5 gaan maak. Hoe ver is ons as kinders van die Here agter die mense wat dooie gode aanbid? Dis tyd dat ons begin om te besef dat ons moet nader aan die Here kom. Wat se verskonings het ons? Ons werk. Here, ek het iets om te doen. Here, ek het gisteraan die rugby gekyk tot laat toe, so ek is bietjie moeg vanoggend. Ek kan nie daar kom nie. Ek het gisteraan bietjie laat saam met my vriende gebraai en gekuier, so ek is bietjie moeg. Ek kan nie kerk toe gaan nie. Hoe ver is ons agter? 'n Interessante ding wat daai man in daai boek skryf, en hy praat oor wanneer 'n moslim gebore word, wanneer daai babietjie gebore word, mag niemand daai kind optel of met daai kind praat voor die pa eers by daai kind gekom het nie. Nou sê jy vir my dink, okay, maar dis bietjie weird, hoekom doen hy dit? Want daai mense het 'n ritueel, as hy kom en hy tel sy babietjie vir die eerste keer op, verklaar hy weer 3 goeters aan daai babietjie. Hy praat daai goeters aan daai kind oor, hy sê vir hom weer eens, Allah is great. Dan sê hy vir hom, there is no God other than Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Dis hoe 'n moslim sy lewe begin. Dis die woorde wat hy eerste hoor wanneer 'n moslim gebore is. Maar wat spreek ons oor ons kinders uit vandag? Wat spreek ons oor ons mense uit vandag? As ons kinders na ons kyk, as hulle na die kerk toe kyk, wat hoor hulle by die kerk? Sien hulle klomp mense wat net skinder? Sien hulle klomp mense wat mekaar net sleg sê? Sien hulle klomp mense wat net negatief is en fokus op die dinge van die wêreld? Dis tyd dat mense weer by ons begin hoor dat Jesus red en genees en hy doop nog met sy gees. Hy maak mense vry, hy verlos mense, hy kan mense uit hulle omstandighede optel. Dis tyd dat mense weer begin hoor dat Jesus is die een wat vir ons identiteit gee. Jesus is die een wat ons toekoms in sy hande het. Maar wat hoor mense by die kerk vandag? Wat hoor ons kinders by ons ouers vandag? Wat sien ons as ons na kinders van die Here kyk? Ek wil afsluit. Dis tyd dat ons weer
by Jesus uitkom. Dis tyd dat ons vir die Here begin sê, Here, ek wil U nie op 'n afstand volg nie, maar Here, ek wil naby aan U wees. Dis tyd dat ons vandag sê, Here, ek maak vandag die keuse om te sê, ek wil naby aan U wees, ek wil saam met U wees, ek wil die tyd saam met U spandeer, ek wil U kies, bo alles in my lewe, en dis tyd dat ons sê, Here, ek wil U nie net op 'n afstand dien nie, ek wil by jou wees. En die hardste ding, en ek sê dit soveel keer is, dis 'n keuse wat ek nie vir iemand kan maak nie. Dis 'n keuse wat jy self moet maak. Dis 'n keuse wat jy self moet vat. Ek wens ek kon elke persoon wat nie die Here wil dien nie, by sy hand vat, en vir hom sê, broer of suster, kom ek vat jou na die Here toe, laat jy die Here gaan dien, daarsom, maar ek kan dit ongelukkig nie doen nie. Pastoor Morney het 'n verhaal vertel, van 'n man wat saam met hom, hulle altyd se paal was pastore gewees, en hulle het saam by Beulah Park, toe hulle kinders was, daar rondgespeel, en was stout gewees saam, en al hierdie lekker dinge gedoen, en toe hulle groter geword het Pastoor Morney gegaan, en hy het teologie begin swat, en hy het in die bediening ingegaan, en hierdie ander vriend van hom, wie se pa ook 'n pastoor is, het in die wêreld ingegaan. Hy het besluit om nie die Here te dien, hy het besluit om nie 'n pad saam met die Here te stap nie. En sy pa was 'n pastoor gewees, sy pa het elke Sondag vir hom gepreek, sy pa het vir hom al die dinge gesê wat hy moet doen in die lewe, maar hy het gekies om nie die Here te dien nie. En op 'n vroeë ouderdom, toe die man in sy 30's was, het hy gesterf. En Pastoor Morney sê, hy het by sy pa gestaan, by 'n kerk in die bidkamer, en hulle het gepraat oor sy seun, en hierdie ou pastoor het uitgebars in trane. Hy het begin huil. Hy het begin voor die Here skree, en hy sê, ek moet vandag met hartseer en 'n gebroke hart erken, dat my seun het dit nie gemaak nie. Hoekom? Want al was daai ou se pa 'n pastoor, het dit nie sy saligheid verseker nie. Al was sy pa 'n pastoor, het dit nie beteken dat hy gered is nie. Omdat jy kerk toe kom, of omdat jy 'n vriend is van die pastoor, beteken dit nie dat jou paadjie hemel toe geteer is nie. Jy moet self 'n pad saam met die Here stap. Jy moet self daai keuse maak. Jy moet self sê, Here, ek wil saam met jou stap. Ek wil jou nie net op 'n afstand dien nie. En ek glo dat die Here het 'n werk in ons almal se lewe begin. Dalk voel jy vandag en jy sê vir my, maar Christo, ek kan relate met dit wat jy sê. Ek het die Here op 'n stadium gedien, ek was by hom gewees, ek het die pad saam met hom gestap, ek het oralste waar ek gaan, was hy by my, maar dit voel deesdae vir my asof die Here so ver van my af is. Ek dien hom nog, ek probeer bid, ek probeer Bybel lees, maar ek voel asof ek die Here net op 'n afstand dien. Het ek vandag vir jou goeie nuus. Filippense 1:6 sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit tot hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. So terwyl jy asemhaal, al voel jy vandag die Here is ver van my af, al voel jy vandag ek dien die Here net op 'n afstand, is dit nie te laat nie. Terwyl jy asemhaal, terwyl jy hier sit vandag, het jy die geleentheid om daai besluit te maak om te sê, Here, ek wil jou dien. Here, ek wil die pad saam met jou stap. Here, ek kies jou vandag bo my werk, bo my familie. Ek kies jou bo al die geld wat ek kan maak. Ek kies jou bo al my vriende. Ek kies jou bo al die plesiere van die wêreld. Terwyl jy vandag hier sal sit en jy asem in jou longe het, is dit nie te laat nie. Branders, vir ons van my musiek aansit. Asseblief. Ons voel dalk vandag, Jesus is ver van ons af, maar hy is vandag hier by ons. Sy teenwoordigheid is in hierdie plek. Bybel sê vir ons, wat 2 of meer in sy naam vergader, daar sal hy in hulle midde wees. So Jesus is vandag hier. Maar moenie laat hy vandag hier verbygaan, sonder dat jy vir hom sê, Here, ek wil nie net op afstand doen. Almal ken die storie in die Bybel van die vrou wat aan bloedvloeiing geloop het, of gelei het. Jesus het verby haar gegaan, en sy het gesê, as ek maar net aan die soem van sy kleed kan raak, sal ek genesing ontvang. Maar sy het nie net gesit en gesê, ag, as ek dit maar net kan doen, sal ek gesond word. Nee, maar ek gaan dit nie kan doen nie, want hy's net buite my bereik.
Jesus was daar. Toe hy verbyloop, toe gaan sy en sy vat aan die soop van sy kleed. Hoekom? Want hy was daar. En sy het die genesing ontvang wat nodig is. Terwyl Jesus vandag hier so in ons midde is, moenie laat hy verby jou gaan, sodat jy sê, Here, ek wil u hand vat. Ek wil u nie op 'n afstand doen nie, ek wil die pad saam met u stap. Ek wil by u wees. As jy vandag vir my sê, Christo, het voel asof die Here ver weg van my af is en ek wil jy net saam met my bid, laat ek net weer nader aan die Here kom. Terwyl die musiek speel, wil ek hier gou vorentoe kom, want ons net saam met jou bid. Maar moenie daai geleentheid vandag laat verbygaan. As jy vandag sê, ek voel die Here moet die pad saam met my stap. En ek voel ek kan dit met my doen, ek voel net die iemand moet saam met my bid. Kom net, let's gou saam met jou bid. Ons gaan nie die storie uittrek nie, ons gaan dit nie lank maak nie. Ons gaan niemand forceer om dit te doen nie. Dit is 'n keuse wat jy moet maak. Terwyl die liedjie speel, is jy meer as welkom om nog vorentoe te kom.